Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, in die uur van besluitneming. Menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Joël hoofstuk 3 vers 14. Die profesie van Openbaring 13 verklaar dat die mag wat deur die dier met lamagtige horings verteenwoordig word, die aarde en die wat daarop woon, sal veroorsaak om die pausdom te aanbid, daar gesimboliseer deur die dier soos 'n luiperd. Die dier met 2 horings moet ook sê aan die bewoners van die aarde dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier. En verder moet dit almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, beveel om die merk van die dier te ontvang. Die Verenigde State is die mag wat deur die dier met lamagtige horings verteenwoordig word. En hierdie profesie sal vervul word wanneer die Verenigde State Sondagviering sal afdwing, wat Rome as die spesiale erkenning van haar oppergesag opeis. Maar in hierdie huldeblyk aan die pausdom sal die Verenigde State nie alleen wees nie. Die invloed van Rome in die lande wat eens haar heerskappy erken het, is nog ver van vernietig, en profesie voorspel herstel van haar mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Openbaring hoofstuk 13 vers 3. Die toediening van die dodelike wond dui op die ondergang van die pausdom in 1798. Hierna sê die profeet, is sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Paulus stel dit duidelik dat die mens van sonde sal voortduur tot die wederkoms. In beide die ou en die nuwe wêreld sal die pausdom hulde ontvang in die eer wat aan die sondaginstelling gegee word, wat uitsluitlik op die gesag van die Rooms-Katolieke Kerk berus. God se woord het gewaarsku teen die dreigende gevaar. Laat dit verontagsaam word, en die protestantse wêreld sal leer wat die doelwitte van Rome werklik is, eers wanneer dit te laat is om uit die stryk te ontsnap. Ons moet nou 'n diep en lewende ervaring in die dinge van God soek. Ons het nie 'n oomblik om te verloor nie.